Dit is 'n introduksie wat my regtig gevange daar was dat as vreeslik baie lede in die Oos-Kaap, ek praat nou daar van Dordrecht, daai areas. Dit is tot 100 tot 200 lede, want hulle is miskien diep in die moeilikheid daar, né? Met die dienste wat hulle kry en so. So ek sê dit is net vir ons 'n aanleiding, ons sal moet meer lede kry, meer betrokke raak met ons omgewing, die munisipaliteit en so. Dit is ooglopend vir my dit. Eerstens net 'n paar woorde van Peter Clutie, die president. Ek gaan nou 'n bietjie Engels praat, want hy het hom in Engels gegee. The farmers must stay committed to government. We've got to try and keep those communication channels open. We know it is difficult to converse with government, to chat with them, but through organised agriculture, at least they are sort of listening to us. But we've got to keep that communication channel working for us. Just to give an example of how weak the government is, and there are no funds and they don't have capacity, after 4 months of the new financial year, the tender for roads was still not out. Can you guys believe it? 4 months of waiting. Gerard het nou gepraat van paaie en so in het skap. Gerard, dit gaan maar moeilik wees, ek weet ons. Sal seker maar die privaat manne soos Dion hê. Dion, dat kan ons 'n bietjie ondersteun daar. Dit sal baie goed wees. Van die munisipaliteite in die Oos-Kaap, Peter Clutie se woord was gewees, die munisipaliteite is stikkend. Maar ons weet almal van dit, hè. Net waar jy kom, dinge is nie lekker nie. So dit maak die boere moet meer inklim daar, meer betrokke raak, die stemme bietjie dik maak, van dinge op hierdie stadium gaan nie verander. Dit weet ons. Die verkeerde ouens het die werk, die verkeerde ouens doen nie hulle werk nie, en so voort. So maar ek ken die situasie, hè. Diefstal gaan nog aan voort, as geen einde aan dit nie. Kyk die huidige kommissie wat op televisie is, ons hoor hoeveel geld die manne steel, hè. Praat van 2 biljoen rand van 'n hospitaal. En dit gebeur op elke vlak in die regering. Dit kan ek sê, ons weet daarvan, hè. Maar ons moet dit aangaan wat ons moet doen om die ding te laat werk. So gaan nie nou opgee nie. Nog 'n punt wat sterk deurgekom het was die klimaatverandering. En dit is regtig 'n realiteit. Dit sal moet verander van ons kant af, want die huidige statistiek daar wys dat produksie kan val met 30% by 2050. 30% manne, dis sommer 'n groot getal, hè. Ons sal moet produksie lig om 'n bietjie meer inkomste te kry. Maar hoe gaan ons produksie lig in hierdie droë gat wêreld van ons, hè? Dit is nie maklik nie. Voerkraal is nie 'n antwoord, is net 'n hulpmiddel in die moeilike tye en so nie. So dit het sterk deurgekom, ek weet nie, miskien kan jy 'n paar manne vir ons 'n bietjie help om ons inkomste te lig. En dan om te praat van die spetboom, manne, hierdie carbon credits en hulle sê dit is 'n realiteit. Ons gaan nie wegkom van dit nie, dit gaan dit al hoe meer betrokke raak. Manne moet carbon credits hê, etc. En die laaste punt van die Oos-Kaap Kongres voor ek gaan na die Rooivleis toe. In Engels 'n lekker ding wat ek daar gehoor het. Agriculture is the foundation of our survival. By nurturing the land, we nurture our future. So ons moet maar kyk na die grond, kyk na die veld. Hulle braai nou 'n bietjie in jagbedryf is, hulle ook maar vir die boere sê, hulle bietjie te veel vee, te veel wild is en so. Om te praat van die RO, daar's heiliglik 700 lede Oos-Kaap, wat weer sterk deurgekom het, skaap, jy het genoem daar, traceability, very important. Animals, as ons verantwoordelikheid, en die manne wat nie wil tattoo nie, asseblief, begin maar om te tattoo. Want sonder 'n tattoo, ons het ook gesien met die vorige saak rond omgewing hierso, die tattoo het ook gesê aan wie die skape behoort. So as daar 'n fout kom, weet dan is 'n bietjie werk doen dan, maar ou moet maar die tattoo. Dankie. Hulle sê ons kan nou 'n bietjie, een van die opsies is nou 'n bietjie om bietjie meer te uitvoer. Hulle sê as ons kan 20% meer uitvoer, dan sal daar 12 biljoen rand inspuiting kry in die Oos-Kaap en veral in landbou. 12 biljoen rand, dit is baie geld. So ons moet ons diere gesond hou, die naspeurbaarheid moet daar wees, die tattoo moet daar wees, dat
as die dinge uitgaan en dinge mooi loop. Ek gaan jou 'n voorbeeld gee, almal wasie, almal ken dat hulle groot uitvoer van vee rondom ons, 4 skape verloor op 'n trip oor see. Die verlies daar was miljoene rand aan Mawashi. Hulle wou 4 skippe uitgestuur per jaar. Dit is wat hulle beoog. Maar dit is baie skaap en baie wees. So kom ons hoop ons kry daai manne weer by die tafel. Jy weet hulle praat van vleispryse, is interessant wees nou vir 'n man soos Kelvin wat baie vleis, baie skaap verkoop vir vleis en so aan. White. Hulle praat altyd as die kwaliteit van beesvleis opgaan. Al die ander produkte volg dit saam. En ons het dit nou gesien die laaste rit by die weekinklousuur, sodra die prys druk gekom het op bees op te gaan, kom die skaap saam, die hoender, vark, almal gaan saam. So bees is maar regtig die punt wat ons moet kyk. Weereens, na speelbaarheid kom weer hierdie gesprek van Lou van Renen. En dan 'n belangrike punt ook vir my was, ons moet probeer waarde byvoeg aan ons produk. Ek weet, ek kan seker nou nie as 'n klein wolbootjie bietjie waarde daarby sit nie, maar die vleismanne kan hulle ietsie doen. Nou en dan ek sien sleepwa wat afgaan, ek kan sien dis 'n boer se sleepwa met sy karkasse en neergaan. Kelvin sal miskien ons weer kan help daar met die opsaag van produkte. Skaap kry kopers in die dorp. Ek weet die manne vra nie die BTW of hulle vra maar as dit onder in die sak is deel van die profit. So daar is seker opsies om 'n bietjie waarde by te voeg. Veral met 'n regering wat so baie steun. Die belangrike ding nou is ook ons vra baie keer mekaar hoekom verkoop rooi vleis nie meer doen. Weet, as jy daar na Spar toe gaan vir Pick n Pay, die deel wat rooi vleis uitmaak is baie min, né? As baie hoender, miskien ander goed daar, maar lam en bees is wat kwyt. Een van die antwoorde was die ou wat vleis verkoop, hy wil 'n 44% premie sit op sy prys. 44% premium, né? Nou sulke wat jy verkoop, hulle kan nie skryf vir, hulle gaan miskien 'n bietjie wys, jy gaan 'n verlies bly. Dit is baie moeilik vir hom as jy retailer is, né? Maar wat byvoorbeeld Ouma sit jy 30% by, dit gaan nie groot gaan nie, jy het nie yskas nodig nie, dis gegarandeer jy gaan sy inkomste kry, né? Interessante verskil tussen die twee, né? Daai prys en wat die spasie wat hulle vat is gesê die retailers is maar baie min. En dan kom ons gou dat praat oor die huidige mark pryse aan die klim of die oomblik soos ons gesien het. En al het ons geen hulp van die regering gekry vir die vorige 30 jaar. Ons kan nog met 'n goeie kwaliteit produk na die mark kom, die mense sal hom koop. So ons moet nie te op nie, hou ons skape, gaan aan met hulle gaan na jou kyk, soos al die jare nou ons gekyk het. Die mark aan beide kante is nog baie kompeterend. Die mark is nog baie kompeterend aan beide kante, wat 'n goeie ding is. Die rand is nou stabiel, klein bietjie sterk. Ons kragstelsel Eskom werk al goed op die oomblik. Sorry wel, die parlement. Die oomblik waar die gewone man in die straat by sukkel. Ons weet dit veral in die Oos-Kaap wat 'n arm provinsie is, die manne het nie geld in die sak nie, né? So ons moet maar hoop dinge gaan verbeter, maar soos ek weet vir 30 jaar is dit baie moeilik om 'n ekonomiese beleid te verander in die huidige regering. En dan ek wil net afsluit weer eens wat ek oopgemaak het met dit is baie belangrik om 'n lid te bly van georganiseerde lande. Sonder daai meganisme gaan ons nie ver kom nie. Ons moet maar die regering met hulle praat, al luister hulle nie, ons hou maar net van julle ook en betaal jou subs elke jaar en kom ons sterk lekker saam as Pakskoon Boervereniging. Baie dankie.